Halleluja. Prys die Here. Here, ek is nou in U hande, Here. Here, kom bereik U doel vanmôre. Dankie vir die teenwoordigheid vanmôre, Here. Here, dankie dat die Heilige Gees vanmôre so tasbaar teenwoordig is in hierdie plek vanmôre, Here. Halleluja. Here, nie my wil nie, maar U wil vanmôre, Here. Here, kom raak my lippe aan met 'n klopie van die altaar vanmôre. Here, dat ek slegs sal spreek dit wat U wil hê ek moet spreek, Here. Here, ek is nou in U hande. En ek loof U daarvoor in die mooi naam van Jesus. Halleluja, halleluja. Julle mag maar sit. Prys. Ek weet nie vir wie ek dit moet sê vanmôre nie. Maar ek gaan ongehoorsaam wees as ek dit nie doen nie. Die Here sê ek moet vanmôre vir iemand sê, ek moet vir jou vra vanmôre, het ek jou dan nie beveel om jou sorge op my te werp nie? Die Here vra vanmôre, het ek jou nie beveel om nie te vrees nie, om nie bang te wees nie, om nie op te gee nie, om moed te hou, want die storms in jou lewe raak so groot, dit voel vir jou jy gaan vergaan. Die Here sê vanmôre, ek is nog steeds in beheer, ek is nog steeds in jou bootjie, halleluja. Die Here sê, ek het jou beveel om nie op te gee nie, ek het jou beveel om nie bang te wees nie. Dit beteken, as ek jou beveel het, dan moet jy dit doen, want as jy dit doen, kyk wat gaan ek in jou lewe doen, halleluja, kiriana machaya, narababasine. Halleluja. Die Here sê, reach out and touch my hand and I will change the whole situation around. Ek sal die storm stil maak. Ek sal alles verander, maar jy het nodig om te hoor wat ek vir jou sê. Moenie bang wees nie. Moenie bevrees wees nie, want ek is nog steeds God. Halleluja, halleluja, prys die Here. Halleluja. Hy sê, ek is nog steeds God, ek is nog steeds in beheer, ek is nog steeds op die troon, ek is gister, vandag en tot in alle ewigheid dieselfde. Hoe lang wil jy nog verontagsaam as ek vir jou sê, moenie vrees nie, fokus op my. Ek weet nie vir wie dit is vanmôre nie, maar iemand het nodig om te hoor. Die Here sê, ek het jou beveel om nie bang te wees nie. Ek het jou beveel om nie te vrees nie. Ek het jou beveel om jou pakkie by my voete te kom neersit. Want ek is nog steeds God op die troon. Amen. Halleluja. Kan ons nou begin met die preek? Halleluja. Lord, have your own way this morning. Here, ek weet nie wat U wil doen vanmôre nie, ek weet nie wat U wil sê nie. Here, maar ek weet vanmôre dat ek weet dat U hier is om situasies om te draai vanmôre. Ek weet dat U hier is om herstel te bring vanmôre. Halleluja. Kiriana rababasaya na rababasiki en dakushaya na rababasine. Die Here sê, ek kan net herstel bring as jy my toelaat. Die Here sê, as jy jou situasie omgedraai wil hê, bring dit vir my vanmôre. Die Here sê, solank jy dit self probeer uitsort, gaan dit nie gebeur nie. It's not gonna happen. Let go and let God this morning. Halleluja. Kom ons gaan na 1 Samuel 2 vers 8 toe. Hoor wat sê die woord van die Here vanmôre. Hy sê, hy rig die geringe op uit die stof uit die ashoop verhef hy die behoeftige om hulle te laat sit by die voorste en hulle ere stoel te laat beerwe
Want aan die Here behoort die pilare van die aarde. Hy het die wêreld daarop gevestig. Die Here sê vanmôre, moenie jou lewe op die ashoop deurbring nie. Jy het nie nodig nie. Alles op hierdie wêreld, die hele wêreld staan gefokus en vas op God. Want hy het die 4 pilare gevorm waarop hierdie aarde van ons draai. Hy het jou gevorm en sy gees binne in jou kom plant. Hy sê wat aan die begin het God die mens gemaak en hy het sy gees, sy ruach in jou ingeblaas. Die Here sê ek wil jou optel vanmôre. Ek wil jou verhef. Ek wil jou 'n ereplek gee vanmôre. Maar gaan jy my toelaat? Of wil jy dit maar self uitsorg? Wil jy daar op jou ashoopie gaan parkeer en die stof sit en vuiler word? Of wil jy vanmôre kom en sê, Here, hier is ek, net soos wat ek is. Here, hier is my storm. Ek gee dit in u hande vanmôre. Here, hier is die bakkie wat ek so saam dra. Ek gooi dit by u voete neer en ek sê, it's not my problem anymore. Want hy het gesê, hy gaan my optel en my 'n ereplek gee vanmôre. Die Here wil jou 'n ereplek gee, wil jou op hom sit. Of wil jy op 'n ou verfblik tussen die ashoope sit? Die keuse is joune vanmôre. Die Here sê, ek laat jou die keuse vanmôre. Dis vanmôre 'n môre van herstel, as jy my gaan toelaat. Die Here sê, ek wil herstelwerk doen vanmôre. Ek wil regmaak dit wat verkeerd is. As jy my gaan toelaat, en ek sê vanmôre, Here, hier is ek is oop, Here. Here, ek gee hoor. Ek gaan nie opgee nie, ek gaan hoor gee, halleluja, prys die Here. Amen. As jou kar stukkend is, dan vat jy op garage toe, jy vat op werkswinkel toe, en hulle doen die herstelwerk vir jou. Ek kan nie as my kar stukkend is, om die buitekant onder die afdak trek en dat hy gaan regkom nie. Jy kan nie vanmôre, dit wat verkeerd is in jou lewe, dit wat stukkend is, miskien 'n stukkende hart, stukkende gedagtes vanmôre. Jy kan dit nie by jouself hou en dink dit gaan verander nie. God gaan die herstelwerk doen as jy dit na hom toe vat. As jy God in beheer sit vanmôre, sê hy, ek gaan jou optel en ek gaan jou 'n ereplek gee. 'n Plek waar die mense gaan opkyk en sê, hoe het hy dit gedoen? Hoe het hy sy dit reg gekry? Dis baie maklik, want ek het let go and let God. Die Here wil dit vir jou doen vanmôre, as jy hom gaan toelaat. Die Here is baie pertinent vanmôre, om te sê, let go and let God. Psalm 46 vers 2, en ek gaan lees tot in vers 11. Hy sê, God is vir ons 'n toevlug en 'n sterkte, as hulp in ons benoudhede, is hy in 'n hoë mate beproef. Jesus is hoeveel keer beproef? Hoeveel keer het Satan hom versoek? Maar hy bly op die troon. Daarom sal ons nie vrees nie, al waggel die aarde en al wankel die berge weg in die hart van die see. Laat sy waters bruis, laat hulle skuim, laat die berge bewe deur sy onstuimigheid en die stroompies van 'n rivier maak die Godshart bly. Wanneer ek net toelaat, laat daai bietjie lewende water uit my binneste vloei. Wanneer my mond begin die heerlikheid van God te spreek, in plaas van op te kla. Wanneer ek die heerlikheid van God oor mense begin te spreek, in plaas van om hulle sleg te sê, dit is wanneer die strome van lewende water uit my binneste vloei. En dan sê die woord van God, wanneer ek dit doen, maak ek God se hart bly. Wil jy God se hart bly maak vanmôre? Begin laat die water vloei, halleluja. Nie die vuil modderwater nie, die skoon water, die water wat lewe gee. En Jesus is the water of life, halleluja. Wat hy het gesê, wie van hierdie water drink sal in der ewigheid nooit weer dors kry nie. Maar ons sit met stukkende mense om ons. Ons sit met 'n dorp wat uit mekaar uitval, maar ons wil die skoon water vir onsself hou. En ons wil die vuil modderwater oor hulle uitspoeg. Want ons kan ons lekker ons bonde oor ander mense uitspoeg.
Jy maak nie God bly as jy iemand vervloek nie. Jy maak God se hart bly wanneer jy lewe spreek. Die woord van die Here sê, die mag van lewe en dood lê in die tong, en hy wie dit so graag gebruik, gaan die vrug daarvan eet. As jy vir almal vertel hoe sleg is Tabazimbi en hoe hy agteruit gaan en hoe die raad niks doen vir die mense nie, dan sal die raad niks doen nie. En Tabazimbi sal agteruit gaan en hy sal uit mekaar uitval. But when I want to speak Jesus, that's when everything's gonna change. Wanneer ek Tabazimbi vermoor vat na die Here toe ek sy Here herstel, gaan Tabazimbi omdraai. Glo julle my? Amen. Wat het die woord van die Here gesê? Hy sê, as my volk oor wie my naam uitgeroep is, hulle verootmoedig en terugkeer van hulle bose weë af, dan sal ek hulle land herstel. So wanneer die kinders van God begin as 'n eenheid saam staan en Tabazimbi aan die Here opdra, Suid-Afrika vir die Here gee, God is gonna repair. God is gonna, not is gonna, Johan, wat het jy gesê, not renovate, wat is die ander woord? Renovate. God's gonna do something big. Maar ons wil nie, want ons kan dit mos self doen. Dis mos lekker om almal met vuil water te spoeg, in plaas van om hulle die strome van lewende water te gee. Die Here sê, vanmôre, herstelwerk is binne jou bereik vanmôre. Jy kan dit nie doen nie, God gaan dit doen as jy hom toelaat. Kom ons lees verder. God is daar binne-in. Dit sal nie wankel nie. God sal dit help as die dag aanbreek. Ons het voorlaas Sondag gepraat oor wag. Wag op die Here, hy wie op die Here wag, kry nuwe krag. Nasies het gebruis, koninkryke het gewankel, maar hy het sy stem verhef en die aarde bewe. En ek wil vir jou sê, God is besig om sy stem te verhef, en jy gaan kom sien hoe Tabazimbi bewe, hoe elke knie gaan begin buig, hoe mense gaan begin terugdraai na God toe, maar ons moet die stroompies gaan spreek. Die Here van die leerskare is met ons. Moenie bang wees nie, gee dit vir die Here, want hy is met jou. Moenie vrees nie. Die God van Jakob is 'n rotsvesting vir ons. Kom en aanskou die dade van die Here, wat verskriklike dinge oor die aarde bring. Hoor wat sê hy? Wat die oorlog laat ophou tot by die einde van die aarde, die boog verbreek en die spies stukkend slaan, en die strydwaans met vuur verbrand. Laat staan en weet dat ek God is. Ek sal hoog wees onder die nasies en hoog op die aarde. Nou, kom ons gaan terug na vers 10 toe. Wat die oorlog laat ophou tot by die einde van die aarde, die boog verbreek en die spies stukkend slaan, en die strydwaans met vuur verbrand. Wat sê die woord van die Here verder? Hy sê, no weapon that's formed you against you shall prosper. En ek wil vanmôre vir jou sê, die Here sê vanmôre vir jou, hy is besig om die spiese stukkend te slaan. Hy is besig om die strydwaans van die vyand wat jy in jou optrek aan die brand te steek. Maar jy moet begin besef, laat gaan en laat God. Let go vanmôre. Moenie opgee nie, gee oor. Maak oop en sê, Here, ek kan nie verder nie. Here, hierdie situasie is te groot vir my, maar ek weet, dit is 'n druppel vir U. Want weet jy wat? Die oomblik wat ek opgee om dit self te doen en oorgee in die hand van God, gaan hy die spiese breek, hy gaan die strydwaans aan die brand steek, hy gaan hierdie oorlog wat die vyand teen my probeer veg, gaan hy stop sit. Hy gaan dit stop sit. Want wat sê die woord? Die woord sê, want ons geveg is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die bose en die owerhede.
So daai oorlog wat hier in jou aangaan, is nie jy nie, dis God. Dit is die vyand. En God sê, ek gaan hy oorlog stop. Wat let go. Laat staan. Wat beteken dit om te laat staan? Dit beteken, gaan raak stil. Hou op, om jouself daaroor te bekommer. Hou op, om op 'n hoopie, op 'n verfblik op die ashoop te gaan sit. Die Here het gesê, as jy laat staan en erken dat ek God is, in beheer van jou lewe, in beheer van jou situasie, gaan ek vir jou ereplek gee. Jy gaan op 'n troon sit, nie op 'n verfblik op die ashoop nie. Die Here wil herstel vanmôre. My vraag is, gaan jy hom toelaat? 'n mechanic kan nie aan my kar kom werk as ek nie vir hom sê hy kan hom werk nie. Iemand kan nie iets in my huis kom regmaak as ek hom nie vra om dit te kom doen nie. Die Here gaan die herstelwerk doen as jy hom nie vra om dit te doen nie en hom toelaat om dit te doen nie, sonder om jou lang neus daarin te druk en vir God te wil sê wat hy moet doen en hoe hy dit moet doen. Let go and let God. Laat staan en weet dat ek God is. Ek sal hoog wees onder die nasies en ek sal hoog wees op die aarde. Vers 12 sê, en die Here van die leerskare is met ons. Die God van Jakob is 'n rotsvesting vir ons. Die God van Jakob, die God van Isak, die God van Abraham, is jou rotsvesting vanmôre. Dis jou veilige anker, as jy hom gaan toelaat. Die Here sê, ek wil herstel vanmôre. Die Here bly vir my sê, ek moet sê, herstel, 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 herstel. Dit wat die vyand kom verwoes het, dit wat die vyand probeer uitmekaar uitbreek, die Here sê, ek wil dit herstel vanmôre. Ek wil dit regmaak. Ek is met jou. Ek wil nie geveg vir jou veg. Gaan jy dit vir my gee? Ek wil daai spiese breek. Ek wil daai bo op 'n stuk inslaan. Ek wil die stryd waar ons aan die brand steek. Maar weet jy wat is die probleem? Weet jy wat keer God om jou geveg vir jou te wen? Ek en jy onsself. Sjoe, is 'n kras. Amen. Ek is bly as 'n kras is, want dalk dring ek tot jou deur. Ek en jy staan in God se pad om te doen wat hy wil doen. Ek staan by die deur en ek klop. As iemand my stem hoor, sal ek inkom en met hom altyd hou. Weet jy wat? Ons wil nie die deur oopmaak nie. Ons wil nie God in ons situasie innooi nie. Ons wil nie God in ons lewe innooi nie. Ons wil nie God in ons huwelike innooi nie. Ons wil nie God in ons verhouding innooi nie. Ons wil nie God in ons finansies innooi nie. Want daar is 'n bankbestuurder wat vir my 'n oortrokke rekening gaan gee. Daar is 'n bankbestuurder wat vir my 'n lening gaan gee. Daar is beraders na wie toe ek kan gaan vir my huwelik. Weet jy wat, man, God is die grootste berader, wat hy sê, 'n kind is vir ons gebore, 'n seun is aan ons gegee, en daar's heerskappy op sy skouers. God heers oor die bankbestuurder, hy heers oor die berader, hy heers oor die finansiële instelling, hy heers oor jou baas by die werk. Want hy is gebore, Jesus is gebore met heerskappy, met autoriteit op sy skouers, om vir jou die geveg te kom veg. Heerskappy op sy skouers en hy word wat genoem? Die wonderbaar, raadsman, die sterke God, die ewige Vader en die vredevors. Jy hoef nie verore jou fights self te fight nie. Ons is maklik om te sê, die duiwel val my alweer aan. Wat sê die woord van die Here? Hoekom val hy jou aan? Want jy los vir hom 'n deur oop. In plaas van om vir God die deur oop te maak, maak jy hom vir die duiwel oop. Toe! Hou op om vir die vyand 'n oop deur te gee. Want as jy vir die vyand so 'n stukkie oop deur gee, is hy in. Dan is hy in. Die woord van die Here sê vanmôre, die Here staan en klop by die deur. God staan vanmôre en hy klop, hy sê, nooi my in.
Kyk wat sy herstelwerk ek in jou lewe gaan doen vanmôre. Kyk hoe ek alles gaan herstel, as jy my gaan toelaat. Moenie die vyand 'n kans gee nie. Jy het vanmôre die keuse. Wie gaan saam met jou aan die tafel sit? As ek staan en klop oor die deur. As jy oopmaak, sal ek aankom en saam met jou maaltyd hou. Vir wie maak jy die deur oop? En wie nooi jy om saam met jou by die tafel te kom aan sit vanmôre? As jy die vyand innooi, hy gaan inkom en hy gaan lekker kom eet, hy gaan meer eet as wat jy kan eet, jy gaan honger bly. Jy gaan honger bly. Want die vyand gaan verslind, want hy het gekom om te lieg en te steel en te verwoes. Maar wanneer jy God innooi, gaan die tafel nie leeg raak nie. Wat het hy gedoen met die weduwee? Een kannetjie olie gehad. En die olie en die meel het nie opgeraak nie. Because you know what? She decided that the enemy is not going to sit on her table. God is going to sit on her table. Deuteronomium 31 vers 6. Die Here het nou vir iemand amper 'n soortgelyke woord gegee toe ons begin het. Onthou julle? Ek het sê die Here gesê vir iemand, het ek jou nie beveel om sterk en volmoed te wees nie. Deuteronomium 31 vers 6 sê, wees sterk en volmoed, wees nie bevrees nie en word nie verskrik vir hulle nie. Wie is hulle? Die duiwel en al sy demone. Almal wat jou wil aanval, almal wat van jou wil kom lieg en steel. Wees sterk en volmoed. Wees nie bevrees nie en word nie verskrik vir hulle nie. Hoekom? O Here, die duiwel is so lustig. Here, die duiwel is so sterk. Die duiwel is nie sterker en groter as my God. Hy sê, want dit is die Here jou God wat saam met jou trek. Hy sal jou nie begewe en jou nie verlaat nie. Die Here sê vanmôre, hy trek saam met jou. Elke tree wat jy gee, is hy langs jou. Hy's voor jou. Hy's agter jou. Ek het iemand eendag gehoor sê, met 'n uitlating gemaak, en ek is so geneig om saam te stem. Hy sê die volle wapenrusting van God beskerm jou hoof, beskerm jou lyf, beskerm jou voete, maar dit beskerm nie jou rug nie. Weet julle hoekom? Because God's got your back. Die vyand kom van voor af, hy sal nie van agteraf kom nie, want God is agter jou. God's walking behind you. Wees sterk en volmoed. Want dit is die Here jou God wat saam met jou trek. Die Here sê vanmôre, ek trek saam met jou. Hy sal jou ingang en jou uitgang bewaar. Ek sal met jou wees tot aan die volëinding van die wêreld. Die goeie werk wat ek in jou begin het, sal ek volëindig. Nou as God sê, ek sal jou ingang en jou uitgang bewaar. Ek sal met jou wees. Ek sal jou nie begewe en jou nie verlaat nie. Hoekom in die lewe wil jy die vyand daai gap gee om saam met jou aan die tafel te kom sit? Weet jy wat? Want hy gaan jou by sy tafel net aansit. Eina. Wat is op die vyand se tafel? Weet julle? As ek daai eerste hy dek vir jou tafel, jy al gesien hierdie ryk mense, hulle sit sulke skinkbordjies met 'n deksel neer. As jy daai eerste deksel optel, skuld. Nie net skuld by die winkels nie, skuldgevoel oor jou lewe. Jy tel die volgende een op, en daar lê jou hele verlede vir jou ingepak. En jy tel die volgende een op, en daar lê gebroke huwelike. Jy tel die volgende een op, en daar lê hartseer. Jy tel die volgende deksel op, angs. Jy tel die volgende een op, depressie. Jy tel die volgende een op, vrees. Maar as jy aansit by die tafel van die Here, en jy tel dit op, dan sê hy vir jou 'n hoopvolle toekoms. Ek het gekom, sodat jy 'n hoopvolle toekoms kan hê. So ek wil eerder by die Here se tafel aansit,
wat geseënde huwelike het. Geen skuldgevoel nie, want hy het my verlede weggevat so ver soos die ooste van die weste. Ek het die vrede, nie die vrede wat die wêreld gee nie, die vrede wat God gee, wat my erfporsie is op God se tafel. So jy het vanmôre die keuse waar wil jy aansit? En saam met wie wil jy aansit? Want as jy die duiwel nooi om by God se tafel kom aansit, gaan hy jou vrede, jou vreugde en jou blydskap steel. So, maar as ek God nooi, gaan hy die aanslag van die vyand wegvee en hy gaan vir jou die heerlikheid van God voorsit. Hy gaan kom herstel waar die vyand verwoes het. Joël 2 vers 26 en 27 en daarmee gaan ek afsluit. Wat gaan gebeur as ek God innooi? As hy by my aan die tafel kom aansit? Ek het nog vir julle gesê, nou kan niemand my antwoord nie. Wow! Hy sê, dan sal julle oorvloedig eet en versadig wees en die naam van die Here julle God prys wat wonderlik met julle gehandel het. En my volk sal in der ewigheid nie beskaamd staan nie. En julle sal weet dat ek in die midde van Israel is en dat ek die Here julle God is en niemand anders nie. En my volk sal in der ewigheid nie beskaamd staan nie. Ons kan lekker eet vanmôre, Johan. Ons kan lekker drink vanmôre, Johan. Charlene, jy sal nie beskaamd staan in die teenwoordigheid van die vyand nie. Jy sal nie beskaamd staan in die teenwoordigheid van die mense van hierdie wêreld nie, want hy sê, die kinders van God sal in der ewigheid nooit beskaamd staan nie. Jy gaan lekker eet, jy gaan lekker drink, en dit beteken nie net 'n T-bone steak nie. Dit beteken ek gaan lekker eet aan die woord van die Here wat lewe bring. Wat herstel bring, wat oorwinning bring, wat vrymaak, wat losmaak, wat genees. En so by the way, die Here sê, vir iemand, ek wil jou genees vanmôre, ek weet nie wie dit nie. En dit is nie genees van 'n kopseer of 'n rugseer nie. Die Here sê, ek wil jou geestelik genees. Daai seer wat jy hier binne in jou mee rondloop, die Here sê, ek wil daai seer wegvat vanmôre. Ek wil jou genees. Ek wil jou geestelik herstel na waar jy was. Want die Here sê vir my, daardie persoon het op 'n heerlike stoel gesit, op die troon gesit van sy lewe, en die vyand in die stoel onder hom kom uitruk. En jy het seer gekry. Dit voel vir jou asof alles net om jou vergaan het. Die Here sê, ek wil jou genees vanmôre as jy my gaan toelaat. Ek wil jou geestelike welstand herstel vanmôre as jy my gaan toelaat. Here sê, ek wil jou gesond maak. But you have to let go and let God. Daar's mense wat vanmôre sê, ek het seer gekry in die kerk. Wil ek vanmôre vir jou sê sorry. Ek sê nie sorry omdat jy seer gekry het in die kerk nie. Ek sê sorry vir jou, want ek voel jammer vir jou vanmôre. Want kan ek vanmôre 'n bom op jou kop laat ontplof? As jy seer gekry het in 'n kerk, was jou oë nie gefestig op Jesus nie. Dan was jou oë gefestig op die mense in die kerk. Sorry. En die Here sê, ek wil herstel bring, maar kry jou oë gefokus op my. Haal jou oë van die mense af. Kom terug by my huis. Kom terug by die tent van samekoms, maar kom vir die regte rede. Kom vestig jou hoop op my en nie op mense nie. Kyk na my en nie na die pastoor nie. En ek wil vanmôre vir jou sê, as jy my video's kyk, my audio luister, jy by kerk sit vanmôre, moenie na my kyk nie asseblief. Ek is 'n mens net soos jy. Ek kan val,
net soos jy. Moenie na my kyk nie. Vestig jou oë op Jesus, die volëinder van ons geloof. Want as jy na my kyk, gaan jy ook miskien seer kry. Jy gaan ook teleurgesteld wees. Maar vestig jou oë vanmôre op Jesus. Want hy is die God wat in ons midde is. Hy is die God wat saam met ons trek. Hy is die God wat vanmôre wil kom herstel dit wat die vyand verwoes het. In alle opsigte van jou lewe. Hy wil vanmôre jou storm kom stil maak. Maar jy het nodig om hom toe te laat. Ek gaan afsluit vanmôre. En die ouens wat die video kyk, wat die audio luister, ouens wat hier sit vanmôre. As jy vanmôre, as die Here met jou praat, en hy sê, daar's herstel nodig, iewers in jou lewe. Dan wil ek jou vanmôre vra, sit dit in God se hand vanmôre. Moenie op jou eie insig te staan maak nie. Vertrou op die Here met jou hele hart. Ek gaan nie mense vra om op te staan nie. Dit is 'n saak tussen jou en die Here vanmôre. Praat met die Here. Hef op jou hande, verhef jou stem en vra vir Jesus wat jy wil hê. Kom ons raak 'n bietjie stil. Kom ons laat toe dat die Heilige Gees vanmôre die naprediker van hierdie woord is. Die Heilige Gees met jou praat vanmôre. Reageer. Dis jou kans vanmôre om jou stukkende lewe by die werkswinkel van God uit te kry vanmôre. Dis jou kans vanmôre om herstel te word. Dis jou kans vanmôre om genesing te kry, om voorsiening te kry. Dis jou kans vanmôre om jou huwelik herstel te kry. Dis jou kans vanmôre om jou verhouding met jou kinders te herstel. Dis jou kans vanmôre om te sê, I'm gonna let go and let God. Dis jou kans vanmôre om God in jou storm in te nooi, sodat jou storm kan bedaar. Dis jou kans vanmôre om te kom aansit by die tafel van die Here en te sê, Here, ek gaan nou lekker eet en lekker drink hier van na vorentoe. Here, dankie dat U vanmôre opgedaag het om herstel te bring. Here, dat U gaan opdaag by huise om herstel te bring. Here, U weet wat se herstelwerk nodig is. Here, U weet wat moet reggemaak word. U weet wat moet verwyder word en wat moet bygesit word. Here, watter parte is miskien stukkend wat nuwe parte nodig het. Here, en ek kom vanmôre en ek sê, Here, ons stel ons oop. Here, elkeen wat vanmôre homself oopstel vir herstelwerk. Here, ek wil vanmôre heel voorstaan en sê, Here, kom herstel my siel, o Heer. Here, kom maak my 'n nuwe skepsel met 'n nuwe vuur en 'n nuwe passie, Here. Here, dat ek 'n vuur in my sal hê vir U, soos nog nooit tevore nie, Here. Here, dat ek nog meer as ooit tevore sal toelaat dat die Heilige Gees my lei en nie my eie gedagtes nie. Here, dat ek 'n nuwe hart sal hê, Here, 'n hart wat klop vir U. Here, net so wat ek vir elke een vanmôre, Here, ek wil saam met elke een staan vanmôre en sê, kom herstel, Here, kom maak nuut. Kom snoei waar dit nodig is, Here, sodat ons voor U kan staan, 'n nuwe skepsel in U. Here, dankie dat ek weet dat U nou gaan voorsien, dat U nou deure gaan oopmaak. Here, en dat U gaan voorsien na die rykdom van die genade in watter opsig ook al. En ek loof U daarvoor. Here, dankie dat niemand vanmôre of môre of wanneer hy die boodskap kyk, dieselfde sal wees as wat hy begin kyk het nie. Dat U werklik sal ingryp en die nodige herstel sal bring. Ons loof U daarvoor in die naam van Jesus. Amen. Ja. Sorry, dis short notice, maar dit moet gebeur. Ons
Pastor Eibie, jy kan maar sê, dit is short notice, maar die Here het al geweet. Ja, volgens ek nie short notice nie. Ek wil net so 'n stukkie goed by sit, Amen, sit by. Pastor Eibie gepreek het. Want ek hou mos daarvan om my oor rond te dwaal op dit wat die Bybel sê. Deuteronomium 30, vers 11, hy sê, want hierdie gebod wat ek jou vandag beveel, is nie vir jou te swaar nie, en is nie te ver nie. Amen. Hy sê, dit is nie in die hemel nie, sodat jy nie moet sê, wie sal vir ons na die hemel opklim om dit vir ons te gaan haal, of ons te laat hoor, of ons dit te laat doen nie. Dit is ook die oorkant die see nie, sodat jy nie moet sê, wie sal vir ons na die oorkant van die see oorvaar, en dit vir ons gaan haal, en ons dit te laat hoor, en ons dit te laat doen nie. Amen. Maar baie naby jou is die woord, in jou mond, en in jou hart om dit te doen. Ek wil vanmôre vir jou sê, as jy 'n besluit geneem het, vanmôre om Jesus te volg, as jy 'n besluit geneem het vanmôre, om dit wat jy by die Here se voete moet los, daar te los, dan doen jy dit, en jy spreek dit, want hy sê, hierdie woord is in jou mond, en in jou hart. So wat jy glo, spreek jy. Baie van ons sê, ja nee, ons glo, maar by ons monde kom ongeloof uit. Hy sê so, kyk, ek het jou vandag voorgehou, die lewe, en die geluk, en die dood, en die ongeluk. Dan gaan hy verder. Vers 19, vanaf van Deuteronomium 30, gesê, ek neem vandag, hoor mooi, ek neem vandag die hemel en die aarde as getuies teen julle. Jy kan nie sê, jy het nie geweet nie. Jy kan nie sê, ek het dit nooit gehoor nie. God sê, as hy wat aan die woord is, hy sê, ek neem vandag die hemel en die aarde as getuies teen julle. Die lewe en die dood, die seën en die vloek, het ek jou voorgehou. Kies dan die lewe, dat jy kan lewe, jy en jou nageslag. Jy het 'n keuse vanmôre. Kies die lewe, dat jy kan lewe. God gee vir jou 'n keuse, hy gee vir jou die seën en die voorspoed, hy gee vir jou die vloek en die teenspoed. Maar ons mense wil nie kies nie. Ons wil maar net soos 'n jellyfish al die stroom langs affloat. En ek het al voorheen gesê, as jy nie met die duiwel kop stamp nie, is jy besig om saam met hom te loop. Amen. So kies vanmôre die lewe, dat jy kan lewe. En hoe kies ons die lewe? En dit is, kom ons nou by hierdie, by die nagmaal. Waar het die ontstaan van die nagmaal begin? Dit was moes toe die Israeliete uit hulle bondage uit Egipte uitgetrek het hulle die Pasga maaltyd gevier. En wat het Jesus gedoen met Paasfees? Hulle was besig om die Pasga maaltyd te eet. Toe staan hy op, toe sê hy, hierdie brood wat vir julle gebreek word, is my liggaam. Doen dit, so dikwels as wat julle dit doen, tot my nagedagtenis, het Jesus gesê. En net soos wat sy liggaam vir ons gebreek is, en daai lammetjie wat geslag is met Paasfees en die bloed wat in die deurposte, het dit gemaak dat die Israeliete die lewe gekies het. En gesê, ek stap uit hierdie bondage uit wat ek het, en ek stap in die lewe in. Ek gaan nou daarna waar die Here my geroep het om te gaan na die beloofde land toe. Ek is daarheen op pad. En net soos wat hulle, die Israeliete daai tyd daai lammetjie geslag het, is die lam van God vir ons geslag, sodat ons uit bondage uit kan trek. En deur die nagmaal vanmôre en die brood wat die liggaam van Jesus simboliseer, hy het gesê, hierdie koekie is nie die liggaam van Jesus nie, dit simboliseer
die liggaam van Jesus, soos wat Jesus se liggaam gebreek is vir ons, is hy lam geslag. Die bloed is die Nuwe Testament in sy woord wat hy vir ons gegee het, is die beker na die ete. En daai bloed is aan die deurposte gesmeer, sodat die dood nie by hulle huise kon inkom nie. Hulle het gekies die lewe, sodat hulle kon lewe, hulle en hulle nageslag. Nou as jy vanmôre hierdie nagmaal saam met ons deel vanmôre, dan verklaar jy vanmôre, dat soos wat daardie koekie binne in jou liggaam ingaan, of daai brood binne jou liggaam ingaan en deel van jou spysverteringsstelsel word en deel van jou liggaam word, en soos wat jy daardie beker neem en dit deel van jou liggaam word, verklaar jy vanmôre dat die liggaam van Jesus en sy bloed wat vir ons gestort is, deel word van jou. Amen. Kies die lewe, dat jy kan lewe, jy en jou nageslag. Ons het vanmôre baie ernstige boodskap gehoor, en ek wil net sê, mense, ons is klaar met speletjies gespeel. Amen. Ons is klaar met mooi gesiggies in die kerk gaan sit, en vroom gesiggies, en terwyl ons binnekant vol doodsbeendere is. En die Here sê, hierdie volk dien my met hulle mond, maar hulle harte is ver van my af. Dis tyd dat ons terugkom na die ware evangelie toe, dat ons die lewe kies, dat daai woord binne in ons hart en in ons mond sal wees. Dat dit wat ons glo, ons dit sal spreek. So, kom ons neem dit vanmôre ernstig op. Ek wil sê, kom ons doen dit ernstig vanmôre. Kom ons doen dit met hierdie introspeksie vanmôre van dit is wat die Here vir ons gegee het. Die lam is geslag. Die bloed is gegee om in die deurposte te smeer. Gaan jy dit doen vanmôre? Gaan jy deel in hierdie liggaam van die lam van God wat vir jou geslag is, sodat jy die lewe kan kies vanmôre? Hy wil herstelwerk kom doen, soos ons hoor het. Hy is daar, hy is oop. Al wat hy sê is, kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is, ek sal julle rus gee. Maar jy moet 'n keuse maak vanmôre. Kies die lewe, dat jy kan lewe. Amen. Here, baie dankie vir hierdie tafel wat ons vanmôre kan geniet. Here, dankie dat ons hier kan sit vanmôre, Here, en dat ons dit nie net ligtelik opneem as 'n stukkie brood en 'n slukkie wyn wat ons môre neem. Here, maar dat ons môre dit sal verstaan, dat soos wat ons dit inneem, Here, word u dood en u liggaam en u bloed word deel van my lewe. Here, dat ek myself sal kruisig elke dag, Here, sodat u deur my kan lewe. Here, ek bid vir elkeen en vanmôre wat dit opneem. Here, wat elkeen en vanmôre wat dit in hulle hande neem, voordat ons dit gaan eet vanmôre. Here, elke een en vanmôre kom bid ek vanmôre dat u hulle sal kom aanraak. Here, dat u met hulle sal wees. Here, ek kom bid dat u bande kom breek, dat u hulle sal uitlei uit daai lewe van bondage uit, sodat hulle die beloofde land in besit kan neem. Ek loof u daarvoor in die naam van Jesus. Baie dankie, Here. Amen en amen. Amen. En vriende, net soos wat die Here in die nag wat hy verraai is, die brood geneem en gebreek het en gesê het, neem eet, dit is my liggaam, wat vir julle gebreek is. En die beker na die ete, wat sê, dit is my bloed, die bloed van die Nuwe Testament, waarmee hy die Nuwe Testament onderteken het. Weet, ons moet 'n legal dokument met 'n swart pen onderteken. Jesus het dit met sy bloed gedoen. Maak dit jou eie vandag. En sê, Here, net soos wat ek hierdie slukkie druiwesap en hierdie broodjie eet vanmôre, Here, dat dit deel word van my liggaam. Here, kom maak dit deel van my liggaam. Die Here seën u. Amen.